Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie Sondag-aand oordeenking te luister. Ons is amper by Kersfees, die geboorte van Jesus Christus, die dag wat ons sy geboorte vier. Ek het gelees gister dat daar in Kaapstad, in die Kaapse metro, al die liggies wat brand in Kaapstad, het hulle al die tekens van Jesus Christus of enige iets wat na Christendom wys, het hulle verwyder. Is dit nie skokkend nie? En daarom wil ek u aanmoedig, ons het juis hierom rede om die geboorte van Jesus Christus te vier met opgewondenheid en met verwagting. Maar wat is die boodskap wat die Here hierdie Kersfees aan elkeen van ons wil oordra? Ek glo dat omdat hy weet wat in 2026 alles op ons wag, kom hy en hy sê vir ons vanuit Jakobus 4 vers 8, nader tot my en ek sal tot jou nader. Nou hierdie woordjie nader in hierdie vers kom van die Griekse woord egizo, wat 'n kragtige betekenis aan ons voorhou. Hoor net hier, dit dui op iemand wat homself inwurm in iemand anders se teenwoordigheid. Met ander woorde, om jouself met krag in te forceer in iemand se teenwoordigheid. Nou hierdie vers nader tot God en hy sal tot jou nader, kan dus soos volg lees met hierdie betekenis. Wurm, forceer jouself met krag in God se teenwoordigheid in, dan sal hy homself tot jou beskikking stel. Maar, weet jy wat? Die Here het in elk geval eerste tot ons genader. Hoor wat sê hy daar in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. En dan Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer in die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Met ander woorde, God het van homself in ons geplaas. Genesis 3 vers 8 en 9, en hulle, Adam en Eva, het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Toe roep die Here God na die mens, en hy sê vir hom, waar is jy? Ons lees in die woord van Kain en Abel se offer, en Kain wie se offer glad nie aangeneem is van die Here, omdat hy dit met verkeerde bedoelings gedoen het nie, maar nogtans, net voordat Kain Abel vermoor, nader tot die Here tot hom, en hy sê daar in Genesis 4 vers 6 en 7, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Is dit nie 'n wonderlike wyse waarop die Here tot ons nader nie? Luister nou na die wonderlike, mees belangrikste nader van die Here tot ons. In Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore wil gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hierdie belofte kom in vervulling, hierdie nader van God tot ons, Lukas 2 vers 8 tot 11, en daar was herders in die landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor die skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het op hulle geval. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Johannes die Doper, toe hy Jesus vir die eerste keer sien, roep hy uit en sê in Johannes 1 vers 4:29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Jy weet, God se nader tot ons word selfs deur Jesus Christus verklaar in Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my.
In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ag, weet jy wat? Ons het rede om fees te vier. Een dag in die jaar kan ons aan die hele wêreld sonder om 'n woord te sê die volgende boodskap verkondig. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. En waar jy ook al mag wees op die 25 Desember, probeer jou uiterste bes om 'n kerk te besoek, sodat die wêreld om jou kan sien. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Ons het rede om die geboorte van Jesus Christus te vier. Doen dit met oorgawe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.